Goeiedag graad 12 leerders, welkom by vandag se wiskundige lettertyd les. My naam is Francisca Smit. Die les word aangebied deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. Vandag gaan ons bietjie kyk na skoolwerk, wat werk met jou vloerplan, jou kaarte en ander voorstelle. Dit is 40% van jou vraestel 2. So vandag spesifiek fokus ons op skale. Wat wil ons bereik teen die einde van die les? Aan die einde van die les behoort jy die volgende kan doen. Verduidelik die betekenis van 'n gegewe skaal, of dit nou numeries is of grafies. Bepaal verskillende tipe skale, voor- en nadele. Gebruik 'n gegewe skaal om werklike lengtes en afstande te bepaal, of ons gee vir jou werklik en jy moet kan terugwerk na die prentjie toe. Bepaal die skaal van 'n kaart of plan. Voorkennis, wat moet ons weet voordat ons vandag se les begin? Numeriese skaal, dis numeries sê vir jou nommers. So dis 'n nommerskaal, 'n verhouding. So 'n numeriese skaal kan as 'n eenheidsverhouding uitgedruk word, 1 tot 50, slegs gaan ons vermenigvuldig en delingsberekening doen. So as ons kyk na 'n numeriese skaal, gaan ons of maal of ons gaan deel, ons kan niks anders doen nie. Dan moet ons weet van omskakeling tussen verskillende metrieke eenhede. Wat bedoel ons by metrieke? Dit beteken kilometer, meter, sentimeter en millimeter. So ons gaan nie net werk met die skaal nie, maar ons kan werk met omskakeling ook. Meetvaardighede met 'n liniaal, jy behoort te weet om jou liniaal te gebruik, en dan het jy al gewerk met jou sakrekenaar. As ons verder gaan kyk, terminologie, watse terminologie gaan ons mee werk? Ons gaan werk met 'n numeriese skaal. 'n numeriese skaal is iets wat in nommers voorgestel word. So 'n numeriese skaal soos 1 tot 50.000 beteken dat een eenheid op die kaart verteenwoordig 50.000 eenhede in werklikheid. Noot belangrik, laat ons aandui die eenheid op die prentjie en die eenheid in die werklikheid is dieselfde as ek met 'n numeriese skaal werk. So een eenheid op kaart verteenwoordig is gelyk aan 50 eenhede in werklike lewe. Skaalteken, 'n diagram van 'n werklike voorwerp wat in verhouding geteken is. Hoogteplan, dis van die kant af, wys die onderwerp of afmetings van die buitekant van 'n gebou vanaf 'n sy-aansig, soos wat jy aan die kant sien. Dan 'n grafiese skaal. 'n grafiese skaal of 'n staafskaal, dit is 'n prentjieskaal. Hy lyk soos 'n chocolate. So dis 'n prentjieskaal. 'n grafiese skaal, as 'n prentjieskaal gebruik word, beteken dit dat as jy 'n liniaal langs hierdie skaal plaas, kan jy bepaal hoeveel sentimeter langs hierdie skaal is in die gespesifiseerde kilometers. So dit's 'n prentjie. Numeries, nommers, grafies staaf is prentjie. As ons kyk na skale, 'n skaal bepaal hoeveel keer iets kleiner of groter gemaak is, of in hierdie geval werk ons met 'n kleiner, 'n voorwerp op 'n plan of 'n kaart is as die werklik. So in biologie vergroot ons, maar wanneer ons kyk na paaie en velde en huise in IGO, dan verklein ons die voorwerp. Tipe skale is 'n numeriese skaal of 'n grafiese skaal. Onthou 'n ander naam vir numeriese skaal en ons kan dit neerskryf is 'n verhouding skaal. En die ander woord vir grafiese skaal is 'n staafskaal. Numeriese skaal gebruik 'n gegewe numeriese skaal om werklike lengtes of afstande te bereken. Byvoorbeeld, as die gegewe skaal 1 tot 20.000 is, wat gaan die
werklike sentimeter of afstand in kilometer wees as die prentjie 20 centimeter was. So, die gegewe skaal is 1 tot 20.000. As 20 centimeter op 'n skaal bereken word, bereken die werklike afstand in kilometer. Graad 12, ek gee vir jou 2 minute, kom ons kyk, wat is jou voorkennis? Kan jy moontlik die kilometers bepaal? Graad 12, welkom terug. So as ons gaan kyk, baie belangrik en probeer dit altyd op jou vraestel doen. Sodra jy 'n numeriese skaal sien, skryf vir jouself voordat jy die vraestel begin en jy benoud raak en jy die basiese konsep vergeet. Ons vergelyk altyd prentjie met werklikheid. So prentjie kom eerste en werklikheid kom tweede. So as ons hom oplos, kan ek 2 metodes doen. Ek kan prentjie gaan sit en ek wil net 'n ander kleur kry want ons is nou klaar blou. So ons sit 'n P vir prentjie en ons sit 'n W vir werklikheid. Onder die prentjie vervang ek in, dit is my prentjie, dan sê die berekening, op deel ons, kant toe, maal ons. Of, ek kan en gaan sien, 1 maal 20, en dan doen ons aan die ander kant, wat jy aan die een kant doen, moet jy aan die ander kant doen. So 1 maal 20, en 20.000 maal 20. Wat is ons moontlike antwoorde? Metode 1 gee vir my 400.000 centimeter. Om te skuif na kilometer, is daar 'n rympie wat ek graag wil vir jou leer. Kyk, hy dans met die Chinese meisie. Kyk, hy dans met Chinese meisie. Waarvoor staan die K? Die K staan vir kilometer. Die H is hekta, ons werk nie met hom nie. Die D is deka, ons werk nie met hom nie. Die M is meter. Desie werk ons nie meer nie, centimeter en millimeter. En dan werk jy met spronge. So in hierdie geval, spring ek 1, 2, 3, of dit is nie van millimeter af nie, dit is van centimeter af. So 1, kan kanselleer ons uit, van die C af, 1, 2, 3, 4, 5 nulle, en ons beweeg terug. Dis hoekom ons hom deel met 100.000. 5 nulle, dit gee vir jou 4 kilometer. Dan kan ons opgaan, en ons kan gaan vermeerder. 2 maal 2, 2 maal 2 is 4, en hoeveel nulle sit ons met? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nulle. Hoe skuif ons na kilometer toe? Ons deel deur 100.000. Hoekom? Want ons begin by centi, ons skip na desie, meter, deka, hekta, kilometer. So dit is 5 spronge. Wenke oor hoe om met skaal te werk. Indien nodig, meet die lengtes op die papier. So gaan meet van A na B. En wanneer 'n kolletjie gegee word, bedoelend by kolletjie A tot kolletjie B,
Meet in die middel van die kolletjie die afstand. Onthou gebruik die middelpunt. So in die middel van die punt tot die middel van die punt, vat jou liniaal en jy meet. Skryf die skaal neer, want jy kan niks doen sonder die skaal nie. Skryf die ooreenkomstige lengte onder mekaar. So het ek prentjie of het ek werklikheid. So hulle gaan altyd vir jou gee 'n skaal en jy gaan of die meting van A na B moet meet of hulle gaan vir jou sê A na B is dit. So jy moet dit dan onder die regte kant gaan vervang. Links prentjie, regs werklikheid. Dan pas een van die twee metodes toe. So jy kan of gaan opdeel kant toe maal, of jy kan gaan kyk, wat maal ek van een na die getalletjie, en wat ons aan die een kan doen, moet jy aan die ander kan doen. Skakel om na die toepaslike eenheid wat versoek word. Kyk na wat vra hulle, en weet hoe om kilometer, millimeter, sentimeter en meter na mekaar toe oor te skakel. So jy kan of die rympie leer, of jy kan die omskakelingsmetodes gaan leer. Gebruik 'n gegewe grafiese skaal. Nou wat is 'n grafiese skaal? Dit is daai KitKat wat jy nou die hele tyd aan gaan dink. Dit is 'n grafiese skaal of 'n staafskaal. So gebruik 'n gegewe staafskaal om werklike lengtes of se afstande te bereken. Gegee staafskaal om die onbekende lengte vir die gegewe eenheid te bepaal. Gemeet op die bladsy is dit 15 cm. So jy moet gaan meet, wat is daardie lyn tot daardie lyn. Ons moet die grafiese skaal fisies gaan meet. So as ons hom doen, indien die lengte van die segmente van die staafskaal gelyk aan 100 of 200 cm, skryf as 'n verhouding, wat ook al ons hierdie gemeet het as, en ek het nie nou 'n liniaal nie, so wat ook al ons hierdie afstand gemeet het as, vervang ons in. So ek gaan 'n prentjie trek, ons noem hierdie meting somme A. So ons gaan sê, A centimeter of millimeter, maak nie saak in wat een jy meet nie, is gelyk aan 200 of 100 km. In hierdie geval is dit A na A, so ons wil ideaal daarin gebruik. Skryf dit as 'n verhouding, dan skakel nou die kilometer na dieselfde gemete eenhede toe. Pas metode 2 toe, wat die mees geskikte metode is om hierdie geval te gebruik om die metode of jou antwoord te bepaal. Nou kom ons skat. As ons na hierdie skat, dan kan hy 8 cm, of kom ons maak om 15. 10 cm. So as ons hom meet, meet ons, en ons sê dit is 10 cm. Dan, hoe doen ek die sommetjie? Ons het nou net gesê, stap 1, sê ons 10 cm is gelyk aan 200 km. Op die prentjie het hulle gesê, ons werk met 15 cm, so 15 cm is gelyk aan, ek weet nie wat die werklikheid nie. As ons gaan, dan sê ons 15 gedeel deur 10 maal 200 is gelyk aan 1,5 maal 200 is gelyk aan, as ons kyk, halfte van 200 is 100, so dit geef my 300 kilometer. Hoekom sê ek kilometer? Want onthou nou grafiese skaal, gebruik jy die eenheid wat gegee word. So ons gaan niks omskakel nie. Voordele. Wat is ons moontlike voordele? As die grootte van die kaart verander, sal die grootte van die grafiese skaal ook verander. So as die
prentjie groter word, wat gaan met daai staaf gebeur? Hy gaan ook groter word. Maar 'n nommerskaal is vaste getalle. Hy gaan nie strek soos wat die prentjie doen nie. So daar's die eerste voordeel van 'n grafiese skaal teen 'n nommerskaal. 'n Staafskaal, daar is 2 maniere, skakel om na grafiese skaal toe. In sommige getalle kan dit gebruik word soos dit is. Gebruik afmetings om die skaal wat gebruik word te bepaal. As die gemete lengte 12 cm is en die werklike afstand 1245 km is, bepaal die skaal van die kaart in die vorm 1 tot iets. Indien nodig, meet lengtes op bladsy. So wat gaan ons eers doen? Hulle gee vir my basies die stap. Onthou nou, wat het ek vroeër gesê? As ons begin met ons les, of ons begin met ons vraestel, want onthou, ons gaan onder baie druk wees. So wanneer jy jou vraestel begin jy jou vraestel met die volgende stelling. Prentjie is gelyk aan werklikheid. So die heel eerste stap is skryf dit in die regte volgorde. So daardie is my prentjie en daai is die werklikheid. So prentjie is 12 cm, werklikheid is 1245 km. Daar's hy, stap 1 gedoen. Sien julle dat die 2 eenhede nie dieselfde is nie? Dis centimeter, dis kilometer, so dit is nie dieselfde nie, so ek skryf my rympie. Kyk, hy dans met die Chinese meisie. Ek werk met centimeter of kilometer. Ek werk met kilometer en ek wil centimeter toe gaan met my eenheid centimeter. So dit is 1, 2, 3, 4, 5 spronge. Wat is my antwoord? Ek het 12 centimeter is gelyk aan 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, nulle centimeter. Nou is die 2 eenhede dieselfde. En nou, in plaas van daarvan om te vermenigvuldig, gaan deel ons. So wat bedoel ons daarmee? Om van 12 na 'n 1 toe te gaan, deel ons met 12. En wat jy aan die een kant doen, moet jy aan die ander kant gaan doen, so deel deur 12. Skryf die skaal sonder enige eenhede. Wat beteken dit? Dit beteken jy gaan daai en daai weggooi in jou antwoord. So, as ons teruggaan, wat is ons moontlike antwoord? Dit gaan wees 1 tot 1 miljoen gedeel deur. Aktiwiteit. Gegewe skaal van 1 tot 250. Die gemete lengte is 10 cm. Bereken die werklengte in meter. Graad 12's, dis ons eerste vraag. Die tweede vraag is gegewe 'n skaal van 1 tot 50.000. Die gemete lengte is 35. Bereken die werklike lengte in kilometer. Vraag 3. Gegewe die skaal hieronder, as die gemete lengte 15 cm is, bereken die werklike afstand in kilometer. Vraag 4. As die gemete lengte 280 mm is, en die werklike afstand is 15 km, bepaal die skaal. Julle kan nou nie 'n liniaal op die bord sit nie, so ek wil graag hê, julle moet in ag neem, ons meet van daardie punt tot daardie punt, en as ons dit gaan meet dit gelyk aan 10 cm. Asseblief, probeer hierdie vragies, dis 4 vragies, ek gee vir jou 10 minute, graad 12, kom ons kyk wat kry julle.
Graad 12, welkom terug. So, as ons begin met die eerste een, gegee wat die skaal is gelyk aan 1 tot 250, wat beteken dit? Prentjie is eerste en werklikheid tweede. Prentjie eerste, werklikheid tweede. So waar gaan ons die 10 en die 35 in vervang? Die 10 gaan ons in vervang onder die 1 en die 35 vervang onder die 1. Dan gaan ons antwoord in sent antwoord. Ek gaan nou al die antwoorde vir jou gee. Antwoord gaan in sentimeter wees. Hoe verander ons sentimeter na kilometer toe? Die eerste een is na meter toe. So jy deel daar met 10.000 en die volgende een deel jy met 100.000. Vraag 3, die gegewe skaal hieronder. Nou het ek vir jou gesê, jy gaan meet daardie stukkie. Dit is 10 centimeter is gelyk aan 300 kilometer. Wat het jy? Jy het 15 centimeter. Jy weet nie wat is die kilometer nie. Ons kan twee metodes gebruik. Die tweede metode, of die eerste metode vir my is baie makliker eerder. Opdeel kan toe maal, want dit is 'n vaste formule. Kan toe maal. So dit gee vir my die volgende antwoord. 15 gedeel deur 10 maal 300. En my antwoord gaan in kilometer wees. Die laaste vraagie wat ek vir jou gegee het, gee vir my 280 mm. Ek wil hom net ergens skryf. 280 mm is gelyk aan 15 km. Ons moet die eenhede eers dieselfde maak. So wat is ons moontlike oplossings? Vraag 1 gee vir my 10 gedeel deur 1 maal 250 is 2500 cm. Ons gedeel hom deur 100 kry vir my 25 meter. Dan het ek 1 tot 50.000, 35 onder die 1 opdeel kan toe maal. Dit gee vir my 1.750.000 gedeel deur 100.000 is 17,5. Ek hoop julle het al twee die sommetjies reg. Vraag 3. 2 cm, ons het gesê 10 cm is tot 300 km. 15 cm opdeel kan toe maal 2250. Wat's belangrik? Die eenheid. Wat moet ek ook onthou? As jy meet jy van daardie punt tot daardie punt. En daar is 'n 1 millimeter grasie in jou rekordeksamen en eindeksamen. So dit beteken jy kan 1 op 1 af millimeter meet. Vraag 4 is 280 tot 15 km. Ons verander 15 km na millimeter toe, so jy maal met 1 miljoen. Dan, as ons deel aan die een kant, deel ons aan die ander kant, so ons gaan deel met 280 om hom 1 te maak, so dit is 1 tot 53.571,4. Aktiwiteit. As 'n huispan met 'n skaal van 1 tot 50 geteken word, bereken die onbekende afmetings in die volgende tabel. So jy gaan sien, daar is 'n A, 'n B en 'n C. Die skaal is voorsien en die prentjie is voorsien of die werklikheid. 3 vragies graad 12's, ek gee vir jou 10 minute. Wat kry jy jou antwoord as? Graad 12's, welkom terug. So, as ons gaan kyk na dit, en ek glo julle het hom reg, want hy is 'n nommerskaal. So, wat het jy eers gedoen, en ek hoop hartlik jy het dit gedoen. Jy skryf eers prentjie, en dan skryf jy werklikheid. En wat doen ons? Ons is besig om prentjie te vergelyk met werklikheid.
So die eerste een gaan ek neerskryf A streepie, dan skryf ek die skaal 1 tot 50. Onder die 1 vervang ek die 90, so, want is prentjie. So 90 is gelyk aan ek weet nie. Spesiale berekening, opdeel kan toe maal, dan gee dit my gelyk aan 90 gedeel deur 1 maal 50 is gelyk aan 9 maal 5 is 45 en daar's 2 nulle, so ek sit al 2 nulle by, millimeter. Hulle soek my antwoord in meter, so hoe doen ek dit? Deel deur 1000 is gelyk aan 4,5 meter. So daarheen is 4,5 meter. Vraag B. Sê hulle 1 tot 50. Hulle gee vir my die werklikheid as 2 meter. Ek wil die prentjie hê. Nou my prentjie wil ek in millimeter hê. So wat kan ek eers gaan doen? Ek kan meter maal met 1000, dan het ek nie 2 nie, maar ek het 2000 millimeter. Weereens spesiale berekening, want die eenhede is nou reg, opdeel kan toe maal. So ek sit met 2000 gedeel deur 50 maal 1. Nou 20 gedeel of 200 gedeel deur 50 is 4 en 'n 0. So dit beteken B is 40 millimeter. Die laaste een is 24 millimeter. So as ek weer 'n kleur vat en ek doen hom hierso bo, dan gaan ek sê C is, en ek skryf die skaal eers neer, 1 tot 50. My prentjie het ek as 24 millimeter. Ek het nie die werklikheid. Spesiale berekening, opdeel kan toe maal, dan gee dit my vraagteken, 24 gedeel deur 1 maal 50 is gelyk aan. As ons hom uitwerk, 24 maal 50, gee vir my 0, 0, 0, 4 maal 5 is 45, 4 maal 5 is 20, 2 maal 5 is 10, 1200 millimeter. Gedeel deur 1000 is gelyk aan, moontlike antwoord is 1,2 meter. 1,2 meter. Kom ons kyk na ons antwoorde. So die oplossing 4,5, 40 en 1,2. Nog 'n aktiwiteit vir julle en ek wil graag hê weer eens julle moet vir my die antwoord probeer. Ek gee vir jou 5 minute. Gegeewe 'n skaal van dit, bereken die werklike afstand in kilometer van Mosselbaai na Oos-London as die afstand op die kaart 60 millimeter is. Graad 12, as ons hom neerskryf, hopelik het jy hom nou gedoen en jy het hom reg.
So ons skryf eers die skaal neer. Ek kan dit nie genoeg sê nie. Jy skryf eers die skaal neer. En dan skryf jy wat eens prentjie, wat eens werklikheid. So, practice, ons moet nou doen wat ons sê. So, 1 tot 108333. Ek sit met 60 millimeter prentjie. Hulle sê vir my, dit is die afstand op die kaart. Dit beteken prentjie. En as ek hom gaan label, soos ek vir jou gevra het, asseblief, daai prentjie in vergelyking met werklikheid. Okay, as ons 'n spesiale berekening doen, opdeel, want onthou nou, ons het nie die ander kant nie. Ons weet nie wat die onbekende kant is nie. So, ons gaan van die vraagteken kant toe opdeel, kant toe maal. So, as ons hom uitwerk, skryf ons hom mooi. Dit gee vir my vraagteken is gelyk aan 60 gedeel deur 1 maal 1.083.333 is gelyk aan. Ek weet nie wat die antwoord is nie, want ek sit nie met 'n sakrekenaar nie, maar ek weet die eenheid is millimeter. So, hoe verander ek millimeter na kilometer toe? Ek skryf weer eens die rympie neer. Kyk, hy dans met die Chinese meisie. Millimeter na kilometer toe, spring ons 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer. En as ons 6 keer spring terug, dan beteken dit deel deur 1, 2, 3, 4, 5, 6 nulle, wat is 'n miljoen? So as ons kyk na die oplossing, ek het dit nou mooi in kleur vir jou gedoen, maar hier's die antwoord. So ek het 64.999.980 millimeter gedeel deur 'n miljoen is 65. Dis eintlik, as ons hom gaan uitwerk, dan gee hy my antwoord van 64,999980. So as ons hom gaan afrond, verander daai tweede 9, daardie 9 na 10 toe, en dis hoekom my antwoord 65 is. So kyk na afronding ook. Bepaal die afstand van Ledeel na Loesof as die skaal 1 tot dit is. Nou, as ons gaan kyk, moet ek eers gaan meet. Hoe meet ek? Ek meet van die middel van die kolletjie af. Laat ek hom net bietjie meer in die middel trek. So as ons hom in die middel van die kolletjie sit, en in die middel van die kolletjie. Jy moet in die middel gaan werk. Dit moet van die middel af wees wat jy meet. Die skaal is 1 tot 3 miljoen. Nou wat beteken dit? Die eerste een is prentjie en die tweede een is werklikheid. So wat jy gaan meet, tussen daardie 2 punte sit ons onder die prentjie. Ons weet nie wat is die werklikheid nie. So as ons gaan meet, wat is ons moontlike oplossing vir die meting? Dis 2 millimeter. Opdeel kant toe maal, dit gee vir my 6.015.748. Gedeel deur 'n miljoen is 6 kilometer. Die volgende vraagie, aktiwiteit, vraag 4. Gebruik die staafskaal
om die werklike grootte in meter van die swembad te bepaal. Nou julle, as jy die staafskaal gebruik, dan beteken dit ons meet van daardie punt af tot en met daardie punt. So ons meet van die einde van die lyntjie tot die einde, begin van die lyntjie tot die einde van die lyntjie. Dan het ons die grafiese skaal. Gebruik die grafiese skaal om die grootte in meter van die swembad te skat. Grond, gesondheid en veiligheidsregulasies vereis dat die swembad 'n helling rondom dit het. Die helling moet 'n minimum van 1,5 meter van die swembad af wees. Bereken die minimum lengte van die heining. Nou weer eens, graad 12, verskaf ons jou met die werklikheid. Ons verskaf jou met die werklikheid. So jy moet die grafiese skaal gaan meet. So die eerste ding wat jy doen, is ons gaan meet van daardie punt tot in daardie punt, en ons sê, daai gedeelte is gelyk aan 6 meter. En dan gaan vat ek die swembad, en ek meet die grootte van die swembad. So ek meet die grootte van die lengte, en die grootte van die breedte. En ek gebruik die skaal. Opdeel, kant toe maal. My antwoord is 'n meter. Die tweede een, gaan ek die heining vat. Ek gaan die grafiese skaal gebruik. Grafiese skaal, en ek gaan daardie eenheid gebruik. Daardie een gaan onder die 6 meter kom. Opdeel, kant toe maal. So wat is my moontlike antwoord? As ons daardie skaal meet, dan meet ons hom as 9 mm is gelyk aan 3 meter, net die eerste staaf. Dan kan ons gaan kyk, jy meet hom 20 mm in die lengte, opdeel kant toe maal, is gelyk aan 6,7 meter. Dan, daardie was die breedte. Lengte, as jy meet met jou liniaal, is dit 9 mm, is gelyk aan 3 meter. Die swembad se lengte is 40 mm, maar onthou, die swembad is 'n prentjie. Prentjie opdeel, kant toe maal. Nou sit ons met 4.2, want ek het nou vir die meting gegee. So die meting is 9 mm, is gelyk aan 3 meter. Ons weet in werklikheid, moet die heining 1,5 meter wees. Ek weet nie wat's my prentjie nie. Dis wat ek bedoel het vroeër. So wat gaan ons nou doen? Ons gaan die spesiale berekening doen. Opdeel en kant toe maal. So dit beteken 1,5 gedeel deur 3 maal 9. En as ons dit gaan doen, is ons antwoord 52,2. 'n foto van 'n saamgestelde bank word hieronder getoon. Bepaal die skaal as die lengte van die bankie 1200 mm is. Weereens, bepaal die skaal as die lengte van die bankie. So die lengte van die bankie, dit beteken die fisiese ding. Die ding wat jy op gaan sit, is 1200 mm. Wat moet ek eers gaan doen, graad 12? Ek moet gaan meet, wat is die lengte van daardie punt, tot die lengte van daardie punt. As ek dit meet, is dit gelyk aan daardie, en dit meet ek in millimeter. Onthou, 'n skaal is 1 tot, so 'n skaal is 1 tot iets. So hoe verander ons die groen na 'n 1 met 'n ander kleur? Hoe verander ons die groen na 'n 1? Jy deel met die groen waarde. En wat ons aan die een kant doen, moet ons aan die ander kant doen. So deel deur die groen waarde. As ons hom uitwerk,
daar is hy, so as ons hom gemeet het, is hy 47 millimeter, gemeet van een punt na ander punt, is gelyk aan 1200, ons gedeel deur 47, gedeel deur 47, dit geef my 1 tot 25,5, onthou 'n skaal rond ons af tot 'n heelgetal, soos 1 tot 26. Vraag 6. Die kaart hieronder toon 'n gebied in die Vrystaat, bepaal die skaal wat op die kaart gebruik word in die vorm 1 tot, as die afstand tussen Welkom en Kroonstad 75 km is. So waar begin ons? Ons begin by Welkom se middel te meet na Kroonstad se middel. Jy meet dit. So, ons ons meet die afstand, so dit is meet afstand in millimeter is gelyk aan 75 kilometer. Maar, waar is my probleem? My gemeete antwoord is in millimeter en my antwoord is in kilometer. So wat moet ek eers gaan doen? Ek moet eers daai 75 gaan maal met 'n miljoen, 6 nulle. Wat is my antwoord dan? Dis my gemeete lengte, nie lengte nie, afstand, gemeete afstand in millimeter is gelyk aan 75 miljoen millimeter. So, hoe los ek dit op? Ek weet my skaal moet wees iets tot 1. 1 tot iets. So wat ook al ek hier deel met my gemeete eenheid, deel ek daardie kant met die gemeete eenheid. En dit gaan my antwoord gee as volg. So as ons gaan meet van Welkom tot Kroonstad, dan is dit 38 en is 75 miljoen gedeel deur 38, gee vir my 1.973.684,211. Die lengte van 'n jetstream op die foto is 9,9 cm. Die werklike lengte daarvan is 19,25 meter. Bepaal die skaal afgerond tot die naaste 10. Graad 12, ek gee vir jou 5 minute, kom ons kyk wat kry julle die antwoord as. Graad 12, welkom terug. Ek glo jy het jou 5 minute benut en jy het die som probeer. So eerstens wat ons mee werk. Ons werk met 'n prentjie en ons werk met 'n werklikheid. So, kom ons skryf dit neer. Ons het eerstens prentjie en dan tweedens het ons werklikheid. So wat kyk ons na? Daardie is die foto. So ons sit hom onder die prentjie, 9,9 cm. Die volgende een is die werklikheid, werklike lengte, 19,25 meter. As ons gaan kyk, die eenhede is nie dieselfde nie, ons sit met centimeter en meter, so ons moet dit eers dieselfde maak. Om meter na centimeter te vat, maal ons met 100. Dit gee vir my 'n antwoord van 9,9 cm is gelyk aan 1925
sentimeter. Nou is die eenheid dieselfde. Hoe lyk 'n skaal? 'n Skaal is 1 tot iets. En hoe verander ons die 9,9 na 1? Ons deel deur homself 9,9. En wat ons aan die een kan doen, moet ons aan die ander kan doen, so deel deur 9,9. Wat is ons moontlike antwoord? Dis 1 tot 190. Huiswerk en graad 12's, ek weet, julle is besig met rekordeksamen, julle is onder geweldige druk. Maar doen hierdie sommetjie en vat dit vir jou onderwyser, want hierdie skoolwerk is een onderwerp wat jy ongelooflik goed kan indoen. Dis een vraag wat 'n vaste stap het. Dis 'n routine bewerking. So jy doen dieselfde ding oor en oor en oor. So jy kan ongelooflik goed doen in hierdie vraag. Hulle sê met die huiswerk 'n gedeelte van die sitplekke van die Broadway Theater in New York word hieronder gegee. Bepaal die skaal wat op die boonste aansig van die Broadway Theater sitplekplan gebruik word soos hierbo aangedui as die breedte van die verhoog. Probeer die som selfs in die klas. Hoewel jy nou wag, kyk wat kry jy jou antwoord as. En gebruik die imperiale na matrieke herleiding wat ondergegee word. Onthou, imperial is die buiteland. Dit klink soms soos 'n buitelandse woord. Imperial is buite, matriek is binne in Suid-Afrika. So imperial buitelande, matriek binneland. Wat het ons vandag gedoen? Wat is ons opsomming? Ons het grafiese skale geleer, en 'n grafiese skaal is 'n prentjie. So wat doen jy eerste? Sodra jy sien as 'n grafiese skaal, moet niks verder doen nie. Gaan dadelik en gaan meet van punt na punt. Gaan meet van punt na punt. En jy skryf sommer dadelik vir jou, wat ook al jy gemeet het, is gelyk aan 200 km. Want daar is jou eerste punt. Daar kry jy klaar punt. Sonder om enigiets te doen, het jy klaar jou punt. Dan onthou jou cheat sheet. Jy skryf hom vooraf. Op jou vraestel, jy vat nie iets binne nie. Jy skryf dit op jou vraestel, want jy het dit geleer. So voordat jy begin skryf, na jou leestyd, vat jy, en alles wat vaste reëls is, skryf jy vir jouself op jou voorblad. Want dan as jy moet teruggaan, of as jy benoud raak, dan het jy daai blaadjie. Maar jy vat niks in jou vraestel in nie. So onthou nou, ons het prentjie is gelyk aan 200 km. Jy gaan die prentjie onder die prentjie sit. So onthou jy moet weet wat se posisie is wat se een. Voorskou vir ons volgende les. Wat gaan ons doen in ons volgende les? Ons gaan voorbereiding doen vir jou komende vraestelle. Ons gaan 'n bietjie kyk na datahantering wat 35% van jou vraestel 1 is, en ons gaan dan ook weer kyk na finansies met die opkomende vrae-eksamen. Maak seker dat jy nie hierdie belangrike konsepte mis nie. Graad 12's, dankie vir vandag se les. Ek hoop jy het dit insigvol gevind, want ek het die les ongelooflik baie geniet. Totsiens.